Goeiedag geliefde. Wat is onbekostigbaar? Ek dink as ons vandag se lewe kyk, as baie dinge wat onbekostigbaar is. Maar ek dink die grootste ding wat waar meeste mense nastreef en graag wil hê, is 'n stukkie grond. 'n Stukkie eiendom. En eiendom is seker die duurste kommoditeit in hierdie lewe. Ek wil vandag saam met julle 'n baie interessante stukkie uit die Bybel uit lees. Daai uit Genesis 23 uit oor 'n stukkie eiendom wat gekoop word. Sara het 127 jaar oud geword. Sy is oorlede in Kiryat Arba. Dit is in Hebron in Kanaan. Abraham het oor haar gaan rou en huil. Daarna het hy die lijk daar gelaat en vir die Hetiete gaan sê, ek is 'n vreemdeling, 'n bywoner by julle. Gee my 'n vaste besitting as graf hier by julle, sodat my vrou daarin kan begrawe. Die Hetiete het hom geantwoord, luister na ons meneer, ons beskou u as 'n baie belangrike man, begrawe u vrou in die beste graf hier by ons. Niemand van ons sal weier dat u vrou in sy graf begrawe nie. Daarna het Abraham opgestaan en voor die Hetiete, die volksleiers, gebuig. Hy het vir hulle gesê, as julle instem dat ek my vrou hier kan begrawe, luister dan na my en doen voorspraak by Efron, die seun van Sogar, dat hy die Makpela grot aan die kant van die grond, sy grond vir my afstaan. Hy moet dit in die teenwoordigheid teen die volle markprys aan my verkoop, dat ek dit as begraafplaas of begraafplek kan besit. Gaan lees gerus verder, dan sien jy hier's 'n hele redelike kaweling oor die prys van die graf en dit alles. En naderhand word daar op 'n prys ooreengekom en Abraham koop wat hy noem sy graf. 'n Stukkie eiendom wat hy permanent as 'n begraafplek kan besit. Baie interessant dat dit Abraham se eerste stukkie vaste eiendom is. Tot hiertoe het hy nooit eiendom op sy naam gehad nie. Hy's 'n trekker, hy's 'n swerwer. Hy trek waar God hom wys. Maar as dit by die dood kom, dan koop hy vir hom 'n stukkie grond. Teen nogal 'n duur prys. Jy sal lees hierso dit het gegaan vir 4,5 kg silwer, soos dit in die handel afgeweeg word. Ons is nie vandag regtig presies seker hoe baie geld dit is nie, maar dit was duur. En Abraham spandeer dit. Waaraan? Aan 'n graf. En 'n graf word Abraham die swerwer se eerste eiendom. En as ek dan nou so dink oor grafte vandag, dink vir 'n oomblik saam met my aan Jesus Christus. Toe hy daar in die kruis hang en dit dreig om 'n nuwe dag te word, die Sabbatdag te word, en die Jode wil nie die liggaam daar laat hang nie. Dan kom daar 'n man met die naam Josef van Arimatea en hy sê, gee die liggaam vir my, want ek het 'n splinternuwe graf vir my uitgekap in die kant van die rots. En ek sal hierdie Jesus daar begrawe. En so kry Jesus ook 'n stukkie eiendom. Is dit waarop ons moet fokus? Moet ons in hierdie lewe, die grootste gedeelte van ons lewe werk om 'n stukkie eiendom te besit? Maak nie saak hoe duur dit is nie. En is dit so dat die kwaliteit van daai eiendom bepaal jou status in hierdie lewe? By Abraham is daar iets daarvan teenwoordig. En selfs by Josef wil hy hê dat Jesus daarom op 'n beter plek eindig, as miskien sommer in 'n stal. Maar eiendom is onbekostigbaar. En daarom kan ek en jy so dankbaar wees dat ons nooit die opdrag in die Bybel kry om so 'n stukkie eiendom in die hande te kry nie. 'n Begraafplek is nie vir my en vir jou so belangrik as wat dit vir Adam was nie. 'n Begraafplek is nie eens vir my en jou so belangrik soos dit vir Josef van Arimatea was nie. Want jy sien, tussen ons en daardie tyd staan die leë kruis en die leë graf van Jesus Christus. Waarvoor hy alles betaal het, waarvoor hy 'n onbetaalbare prys, 'n onbekostigbare prys betaal het. Sy eie lewe. Sodat die prys van eiendom nooit vir ons so belangrik moet wees nie. Want jy sien,
Alles wat hy kom doen het, het hy kom doen. Sodat ek en jy saam met hom opgewek sal word en ewig saam met hom sal lewe. Vergeet so 'n bietjie van die prys van eiendom. En fokus met alles wat ons het, met dankbaarheid en met toewyding op die lewe wat kom. Shalom.